My naam is André van der Merwe. Ek is die site leader in Kempton Park vir supply chain. Ons basically skep saad rond van die fabriek af hier na toe, na die ander RDC's toe, na ons kliënte toe en na die dealers toe. Dis basies wat ons doen. Ons doen import en export ook hiervan. So dis relatief groot. So plus van die 3 jaar terug het ons begin met 'n projek om 'n koelkamer te bou. En die rede agter die projek vir die koelkamer is om die lewenstydperk van die saad te verleng. Want dan is dit in 'n konstante environment. Die projek het afgeskop, die koelkamers is gebou en op die einde toe kom ons agter dat die transformer van Eskom kan nie genoeg krag gee om die koelkamer te trek nie. En dis waar die gedagte vandaan gekom het om na sonpanele toe te gaan. Dis waar die hele dinkproses begin het. In die begin, toe julle verteenwoordiger was en 'n voorlegging gedoen het, ek het met jou gehad, dis dood julle. Ek sê by ons lewe in 'n samelewing wat dit wat jy sien kan jy nie meer glo nie. Dis ongelukkig so. Dit maak dit net baie moeilik, veral in groot companies waar groot geld betrokke is. Maar soos die projek begin het en dit het aangegaan, het my hele visie rondom moet verander. Daar was baie goeie kommunikasie tussen my en jou en tussen Nick en Charles en Richard en 'n paar ander. Wat dit baie maklik gemaak het, wat vir my, ek moet sê, baie lekker was om saam met Nick te werk. Op baie stadium wat julle op die grootste gedeelte was van die installasie, was ek baie optrewend met my werk. Hy het my elke oggend of 'n foto gestuur of iets vir my gebel. So maar anderwoorde, ek het presies geweet wat aangaan. En as ek getwyfel het, het ek gebel en hy sou vir my onmiddellik antwoord gegee het. So maar anderwoorde, dis 'n groot ding wat ontstaan het, is kommunikasie tussen twee maatskappye wat mekaar van die jare af ken nie. En ek sê weer, dis die sukses van die projek. Jy kan die beste projek hê, jy kan die beste produk hê, jy kan alles hê met die kommunikasie het jy niks. Alhoewel vir die mense wat op baie maandag in gietende reën gestaan het met 'n reënjas en 'n sonbril en sonpaneel op. Dit het my iets gesê van die maatskappy. Dit het iets gesê van die integriteit van die mense wat vir die maatskappy werk. Jy kry dit nie. Ander plekke sal ek sê, sorry dit reën. Ons kom hier in. Hulle het hierso sement gegiet waar die sementtrok basically amper omgeval het. Waar ons gedink het dit gaan regtig 'n disaster wees as gevolg van die grond in die water, maar die mense het aangegaan. En dit het vir my baie gesê vir die mense en vir die maatskappy. Wel, die eerste ding is dat die mense sal nou kan 24/7 werk. Die krag sal nie afgaan nie. Met ander woorde, ons sal nie produktiwiteit verloor nie. Wat in die verlede gebeur het. En wat ook in my oë baie goed is, want dit kyk na die IT-kant, is op 'n stadium het dit so erg gegaan, veral as die Eskom afgaan en die generator moet inskop, dit skop onmiddellik nie, want anders maak dit se brein te mekaar. Het die servers begin invloed en dit het 'n finansiële impak, wat nou nie meer gebeur nie. Laasweek het alles oorgeskakel, ek het dit nie geweet nie. Ek het dit nie geweet nie. Hulle het my kom sê. So dit is 'n ontsettend groot voordeel. En vir my ook, omdat my mense gaan begin skof te werk, hulle moet permanent lig en krag hê. Jy weet, so daai fluktuasie is nou nie meer daar nie. So dis 'n groot voordeel. Wat is die Afrikaanse woord? Toegewydheid van die mense wat vir Ewersole werk, was my nog as 'n riempie in die hart. Dit was my mooi om te sien. You can believe in them. Jy kan glo dat hulle vir jou sê.